1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, dat is baie mense wat verskoning gemaak het, maar nou ja, ons gaan aan. Ons gaan die Here se naam groot maak. Die prys, dis die rooie. Prys die Here. Ja, kom ons gaan die Here se naam groot maak, sal hom prys, ons gaan hom eer. Elke vrouwtjie wat hier is meer vrouwen as manne. Nee, ons is daarom gelijk. Mag julle 'n awesome dag hê vandag, hoor? Amen. Kom ons staan, gaan ons lekker saam bid, so dit is by ons saggies. Kom ons bid lekker saam, ek wil hê julle moet lekker saam met ons bid. Eendag daar, gaan ek die bidkamer regkry, dis 'n groot bidkamer. Dan gaan ons lekker bid daar. OK. Ons gaan daar binne kyk. Here, ons sê vanmôre vir baie dankie vir die wonderlike voorreg om in die teenwoordigheid te kan wees, Here. Here, dankie dat ons 'n punt kan hê, Here, om op te kan fokus. Here, U is hierdie punt, Here. U is die een wat belangrik is vir ons op hierdie oomblik. Here, U kry die lof en U kry al die aanbidding. U kry die eer, want U is die God wat geskaap het, Here, gespreek het en dit was so. En dan kom vanmôre, Here, laat ons gedagtes sal afsny van die wêreld en die dinge daar buite, maar laat ons gaan fokus net op U, Here. En wanneer ons by die woord kom, Here, laat hierdie woord en ons sal inbeweeg, Here, sal ingeneem word en kan gaan uitdeel aan ander daar buitekant, Here. Die wat kyk op social media, Here, sien hulle ook daar waar hulle is, Here. En die wat laks is vanmôre, Here. Wil ek vanmôre vra, Here, kom met die Gees, raak elke van ons aan, Here, want ek weet, Here, daar is krag, Here, daar's bemoediging, daar's herstel in die wonderlike naam van Jesus. Here, wanneer ons 'n byeenkoms bywoon, Here, is U daar, Here, en ek wil bid, Here, dat U vanoggend ons sal seën, ontvang ons lofprysing en ons aanbidding in Jesus Christus naam. Amen en amen en amen en amen. Prys die Here. Nou, ek gaan my vroukie vra of ons lei die koortjies. Dis al die woord. I don't know what you came to do, but I came to praise the Lord. Kom ons sing dit lekker saam. Ons maak die Here se naam groot. Ja.
Let's
dag en nag. Hy sê wanneer die son opkom met ons om loof en prys, wanneer die son afsak met ons om loof en prys, want hoekom? Hy is die koning van alle konings en die Here van alle heres. En hy is heilig. En dis hoekom ons moet probeer heilig lewe. Al is dit hoe moeilik. Halleluja. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Let each vessel offer unto you be a sacrifice of praise.
loof U naam. Kom ons neem ons sitplekke in hierdie wonderlike gees. En dan gaan Suster Caroline vir ons onder die salwing ons 'n lied doen. Amen. Dit is vir my so groot voorreg om in sulke tyd, sulke guldige tyd, dat die gees van die Here so oor ons waai. Dan sê ek, Here, dankie. Dankie dat U dit vir my gee. En ons moet dit nie van selfsprekend vat. Ons moet sê, Here, dankie. Dankie. En hierdie môre, toe pastoor en so het ek my vrou met sing. Toe sê ek, Here, wat moet ek sing? Ek wil net in die gees wees. Die dae wat ek gedoen het, wat ek net gedoen het. Ek sê, Here, lei my, dat ek vir iemand, al is dit op die lig, iemand die kan sê, iets hoewit om die Here te dien. En ek kry hierdie lied, the longer I'll serving, the sweeter He grows. En dit is my lewensverhaal. Toe die Here my 2023 vat en hy verander my, toe kom hierdie liedjie in werklikheid. The longer I'll serving, the sweeter He grows. Since I started for the kingdom, since my life He controls. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I'll serve Him, the sweeter He grows. Kom ons maak dit vanmôre almal die begeerte. Oh, the longer I'll serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I'll serve Him, the longer I'll serve Him, the longer I'll serve Him, the sweeter He grows. Soos vanmôre, the longer I'll serve Him, gaan die Here vir ons deurvat. Ek gaan hom nog een keer daai ou the longer I'll serve Him. Vertel vir die Here, the longer I'll serve Him, the sweeter He grows. The longer I'll serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer
Hoe langer ons hom dien, hoe beter word dit. Amen. Yes, Lord, dankie. Suster Caroline, dis amazing. Toe sy so begin praat van die lied wat sy wil sing en wat sy wil, maak net gou vir my oop op Ester 4 vers 14. Dan het ek nie 'n plekkie daarmee, ekskuus. Sê ek vir, okay, bly nou net hier stil, want nou preek sy my preek. En so 2 weke terug het ek na 'n klip gekyk van 'n predikant oor see en hy het iets vreesliks interessant gesê. En ek wil, omdat dit nou Damesdag is vandag, Vrouedag, wil ek so 'n bietjie met julle gesels oor Ester, maar nie die gewone wat ons altyd hoor van Ester nie. So 'n bietjie iets anders. Ester, en dit is wat hierdie predikant gesê het, en toe het my nou nogal nuuskierig gemaak, so ek het so 'n bietjie meer gaan kyk. Ester kom uit die stam van Benjamin uit. En die stam van Benjamin was die kleinste stam van Israel. En ek het altyd gewonder hoekom, maar ek het nooit regtig gaan kyk nie. En toe hierdie predikant maar 'n bietjie oor dit praat, toe gaan kyk ek, daar was in die Rigterse tyd 'n oorlog gewees, 'n burgeroorlog. En dit het die Benjamiete uitgewis. So daar het net 600 mans of mense van daai stam oorgebly. Nie net mans, die 600 man, maar dit is nou maar hoe hulle praat. Maar sê hy nou so op Vrouedag. Maar tog het Saul uit daardie stam gekom. Maar Saul was ongehoorsaam aan God en my man het 'n reeks begin kyk, The House of David. En dit is so mooi hoe hulle dit beskryf. En Saul moes, toe hy geveg het teen die Amalekiete, moes hy hulle almal doodgemaak het en hy mag niks teruggebring het nie. Maar hy was ongehoorsaam. Né? Hy het nog van hulle bokke en skape en goed gevat en hy het hulle goue bekers en alles het hy gevat vir hom. En toe Samuel by hom kom, is hy nogal so skynheilig. Hy sê, kom Samuel, laat ons bietjie gaan offer oor hierdie oorwinning wat die Here vir ons gegee het. Maar Samuel sê vir hom, wat hoor ek daar in die verte blaar? Hoor ek daar bokke en skape blaar? En hy sê, nee man, kom ons gaan offer nou. En Samuel sê vir hom, nee, die Here sê, gehoorsaamheid is beter as offerhande. Wees liewer gehoorsaam. En die Here het sy gees van Saul onttrek, omdat hy ongehoorsaam was. En daar het die stam van Benjamin weer 'n val gekry. En toe later, kyk net hoe groot is God se genade en liefde. Later jare, toe word Ester gebore. Eintlik was haar naam Hadassa. Uit die stam van Benjamin. Nee, sy word gebore. Sy en haar oom gebruik die Here weer eens om die stam van Benjamin te kan uitlig van waar hy hulle gelos het, om sy volk te red. En wat gebeur? Ester is gehoorsaam. Die Here moes 'n vrou gebruik. Sy is gehoorsaam en sy kon die volk red. Nou ek wil vir julle sê, as jy geroep is, Caroline, ons kan nie besluit wanneer is ons tyd klaar nie. Dis ook ek sê, my preek. Ons kan nie besluit wanneer ons roeping stop nie, want die Here sê, sy roeping is onberoulik. Dit kom altyd weer terug, ek's jammer om te sê, dit kom maar weer terug, want jy's geroep daarvoor, dit jaag jou. Want jy moet dit doen, dis iets wat jy moet doen. Jy kan dit nie bære nie. So ek wil sê bietjie vir my hart op, ek is geroep. Ek is gekies. Dit is my tyd. Is dit jou tyd? Amen. Dit is jou tyd. Ek nou hier sonder 'n meiswerk. So, ons almal ken die storie van Ester. Ek gaan net eers gou vir ons teksversie lees. Ester 4 vers 14.
aangesien ons nou die sout van die paleis geëet het, en dit ons nie pas om die smaad van die koning aan te sien nie, daarom stuur ons en laat weet ons, nee, dis nie hierdie ene wat ek soek nie. Esther, my man, Esther. Jy is by Ezra. Ek wil net sê, dis nie wat ek wil lees nie. Dis al 'n preek daar. Vers 14. Daar sê. Ester 4 vers 14. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Dit is wat Mordegai gesê het vir Ester, né? Hy het vir haar gesê, is jy nie dalk gebore vir 'n tyd soos die nie? Om nou koningin te wees nie, juis om die volk te red. So ons weet almal, Ester was in ballingskap gewees en sy was in die paleis ingeneem en sy was gegroom, soos die Engelsman sê, om in die paleis te kon wees en om dalk eendag die koningin te wees. En sy was half so 'n bietjie weggesteek daar, nê. Niemand het geweet sy's 'n Jood nie. En sy het al hierdie goedjies geleer en toe kom sy agter wat is Haman se plan om al die Jode om te bring. En sy het toe planne gemaak saam met haar oom om nou haar volk te red. En sy was gehoorsaam. En net soos wat Mordegai van gesê het, as jy dit nie gaan doen nie, dan sal die Here iemand anders te stuur, net soos met Saul. Saul kon dit nie doen nie, want hy kon nie gehoorsaam bly nie. En God het vir Ester gestuur. So werk dit in ons lewe ook. Onthou, dieselfde God wat Ester uit die stam van Benjamin opgetel het, is dieselfde God wat jou vandag roep. En ek wil hê jy moet mooi luister. Ester was 'n gewone meisie, sy was eintlik 'n weeskind. Haar ma en haar pa was dood. Sy was eintlik niks besonders vir niemand nie. Want as jy 'n weeskind is, gee mense nie regtig om mee nie. Maar die Here het 'n ander plan met haar gehad. Hy sien iets anders as wat ons mense sien. Wat sien ons mense eers raak gewoonlik? Die fout. Marius kan nou nie daar sit nie, want jong, ja. Marietjie kan nie voordans nie. Caroline kan nie sing nie. Mandy kan nie hande klap nie. Ons sien dit eers raak. Maar wat sien God binne in jou raak? God sien die potensiaal wat jy het, wat jy vir hom kan gaan lewe, wat jy vir hom moet kan doen, eers raak. Wie het al ooit gevoel die mense sien jou nie raak? Kan maar jou hand van opsteek. Ons almal. Ons almal het al gevoel, niemand sien ons raak nie. Niemand gee om nie. Wie gee vir my om? Niemand. Ek doen altyd alles vir ander, maar hulle doen niks vir my terug nie. Nee, ons het al almal so gevoel. Nou dink net hoe sy gevoel. Mense kyk na jou verlede, maar God kyk na jou bestemming. Dit waartoe jou pad is. Jy hoef nie meer aan jou verlede te dink nie. Sê bietjie vir my, ek is nie meer my verlede nie. Ek is nie meer my verlede. Amen. Ester was daar geplaas met 'n doel. Sy was nie sommer maar net daar nie. God het 'n plan met alles in jou lewe. Jy is nie op 'n plek sommer maar net nie. God sit jou daar vir 'n rede. Soos Mordegai gesê het, wie weet of jy nie juis in 'n tyd soos hierdie die koningin moes word nie. Hoe weet jy nie dat jy juis in 'n tyd soos hierdie
hier moet wees om ons te stig nie. Of om iemand op te tel. Of om net jouself op 'n plek te kry waar God jou wil hê. Hoe weet ons nie, dit is wat God wil hê nie. Jy is nie net per ongeluk hier nie. Jy is nie net per ongeluk in jou familie of in jou werk of in jou gemeenskap nie. Jy is daar met 'n doel. God het jou daar gesit met 'n doel. Wie van sal bang om iets te doen? Ek was al baie bang om iets te doen. Versigtig om iets te doen. Want jy is so bang jy trap op iemand se tone. Sy was ook bang. Want sy kon doodgemaak geword het om net sommer by die koning in te gaan. Maar sy het 'n keuse gemaak in haar lewe. Ek gaan nie vrees nie, of al het ek hierdie vrees, gaan ek opstaan en vas staan. Sy het gesê sy sal gaan doen wat sy moet doen, al kos dit haar wat. Want sy het geweet 'n hele volk se lewens is in haar hande. Wat 'n groot verantwoordelikheid is dit vir 'n jong mens. Dis baie erg. Ek wil vandag vir jou sê, die wêreld se verantwoordelikheid is in jou hande. Dis wat ons daarmee maak. Afgesien van jou verlede, mense is vinnig om jou verlede op te bring en te sê, ja maar, jy is mos die een wat dit en dit doen. Jou verlede het niks daarmee te doen nie. God gee vir jou 'n toekoms. Soms is daar baie dinge wat ons kan terughou, om nie te doen wat God jou geroep het voor nie. Veral ons vrouens. Ons skuil agter ons mans en ons families, ons gesinne. En ons doen nie dit wat God regtig van ons verwag nie. Ons is dalk bang, ja, ons is onseker, ons is bang vir mense se opinies. Maar God sê, moenie bang wees vir mense nie, vrees liewer die ene, wat jou ewige lewe gee. Nie vir mense bang wees nie. Ons moet ophou om bang te wees oor wat mense van ons sê en dink en doen dit wat God van ons verwag. Want as ons begin wonder oor wat sê hierdie een en wat sê daai een en hoe daai een gaan nou weer dit, dan gaan alles ten gronde, want dan kan God nie bou nie. As daai persoon in elk geval met 'n verkeerde gees optree en hulle opruk, is dit nie van God nie. Ons kry ons krag van God af. Ester het gevas en bid, om by God die regte raad te kry, om te weet wat sy moet gaan doen. En dit is wat ons moet doen. Ons moet beginne vas en bid, en sê, Here, gee my krag, sodat ek kan doen waarvoor ek geroep is. Onthou, elkeen van ons is vir iets anders geroep. Ons is nie almal predikers nie. Ons is nie almal musikante nie, ons is nie almal dansers nie. Maar daar's wel iets wat jy het, wat jy van God gekry het, waarvoor jy geroep is. Het sy profesie, onderskeiding, handoplegging, vir gesondmaking, al daai gawes wat hy vir ons gee, geloof. Jy is geroep vir dit. Ek het nou die dag vir iemand gesê, hulle kind kan mooi onderskei, maar hy dien nie die Here soos wat hy moet nie. En die persoon sê, ja, maar hoe kan die Here nou vir hom onderskeiding gee, maar hy dien nie eers die Here soos hy moet nie. En toe kon ek antwoord, ek sê vir haar, weet jy hoekom, want hy is gebore met dit, God het dit vir hom gegee. Dis dit wat God het dit vir hom gegee. Dink nou net as hy dit nou so gebruik, as hy uiteindelik ten volle by God uitkom, hoe gaan die Here hom gebruik in daai area? Dan gaan die Here hom eers gebruik. Nou kan hy dalk net sê, ja, hier is iets nie lekker en ek weet nie hoekom nie. Maar as hy die dag by God uitkom, gaan hy sê, dit en dit is wat nie reg is nie. God het jou klaar ingeplant in jou persoonlikheid, van wat hy jou mee wil gebruik. So, die Here het een vrou met een besluit en een oomblik van gehoorsaamheid gebruik, om 'n volk te red. Het jy geweet, jou gehoorsaamheid kan generasies red?
Elke een van ons. As ons werklik gehoorsaam is, en ek weet dis moeilik, veral in vandag se dae. Maar as jy werklik gehoorsaam is, kan jy jou hele familie en 'n hele generasie wat op hierdie aarde is red. As ek moet kyk na my kinders, daar's 'n hele leemte in hulle lewe. Ons het groot geword met erge Heilige Geesdienste. Die Gees van die Here het geval soos vuur. Dit was erg. My kinders het dalk 'n bietjie daarvan geproe, maar hulle het bietjie in die stiller tydperk, né? Het hulle die Here ontmoet en so aan. Daai ons worship net. Ons souk net, né? En dit is 'n gemis, want hulle het nooit werklik God ervaar soos wat ons hom tasbaar ervaar het in ons jong lewe nie. Want die kerke het begin sê, nee, dis nou nie meer vir hierdie tyd nie. Die Gees van die Here kan nie meer so werk in hierdie tyd nie. God sê hy verander nooit. Hy's vandag, môre, gister, altyd dieselfde. So sy Gees gaan ook nie verander nie. Dit bly dieselfde. Maar ons as mens wil dit verander. Want ons raak ongehoorsaam. En ons dink dinge wat ons pas. Dit wat ons pas. Dit wil ons hê. Ek wil vandag vir jou sê, ek het nie 'n lang woord nie. Jy is sterk. Sê vir jouself, ek is sterk. En ek wil vir jou sê, jy kan lank stil gewees het. Die Here sê, van vandag af sal jy opstaan. Dit is 'n profesie wat ek oor jou wil uitspreek, oor elke liewe een wat hier so is. Jy was dalk lank stil. Mense het jou dalk stil gemaak en stil gehou, want hulle kon dalk sien wat in jou is, en daai jaloesie wat mos so deurkom deesdae, daai geestelike jaloesies wat so deurkom, né? En hulle het besluit, nee, so Saul wat vir Dawid wou weghou van die troon af. So wil mense jou weghou van God se werk af, want hulle kan dalk sien die grootheid wat jy kan bereik in God, wat hulle dalk nie kan doen nie. En hulle wil jou daar weghou. Ek sê vandag vir jou, al was jy lank stil en weggehou, van vandag af sal jy opstaan in jou roeping wat God vir jou het. Dis wat God vir jou wil hê. Ons gaan elke ene opstaan in daai roeping van wat God vir jou gegee het, want dit is jou tyd. Nie môre nie, vandag. Nie volgende jaar nie, vandag. Ek wil vir jou sê, nie eendag nie, nou. Sê vir jouself, nou. Nou sal ek in my roeping stap. En ek het julle gehoor, né? Julle gaan nou in julle roeping stap. Dis al wat die Here op my hart gelê het vir vandag. En ek wil vir jou sê, elkeen, selfs die manne, kan 'n Ester wees. Ons kan Ester vroue en manne wees. Want ons is geroep vir 'n tyd soos die, en ons moenie terughou nie, want God wil jou gebruik, en hy sal jou gebruik, as jy hom toelaat. Baie mense sê, ek wens God wil my gebruik. God wil jou gebruik, jy moet net daar wees. Al is dit net 'n bemoedigende woordjie vir iemand, al is dit net 'n glimlag. Het julle al gesien, as jy stap, ek stap gister in Spar, en dan kom 'n vroutjie so aan, maar kan sien, sy is bietjie kwaai, en ek glimlag net vir haar. Sy glimlag vir my terug, haar oogies alles lewensmisse op, né? Dis al wat nodig is. Ons weet nie, sy lyk dalk so kwaai, want dit was nie 'n lekker dag nie, maar net 'n glimlag kan haar lewe verander, kan sê, hoorie, daar is nog mense wat eintlik oukei is. Jy hoef nie eers iets te sê nie, né? Sy het terug 'n glimlag, dit sê net iets, jy kon iets vir haar beteken het. Jy is nie te gebroken dat God jou nie kan gebruik nie. Jy's in jou gebrokenheid gebruik God jou, want dit is jou getuienis, presies dit wat Suster Caroline vir ons gesê het. Daar waar jy voel jy is op jou laagte, dit word jou getuienis. Is dit nie so nie? Jy kan daaroor getuig, want dis waar God jou uitgehaal het. Jy's nooit te laat nie en jy's nooit te min nie. Daar was Dawid. Hy was 'n skaapwagter. Niemand wou iets van hom weet nie.
En die storie wat ons gekyk het op die serie is, kom Samuel, en hy kom nou om hierdie koning te kom salf, en hy sê vir die pa, nou het jy nog 'n seun? Ek sê, ja, maar hy is daar in die veld, jong, hy is maar klein en dingerig, hy moet maar die skape oppas. En hy sê, nee, maar hoekom het jy nie geluister toe ek gesê het, bring al jou seuns nie? Gaan haal hom. En hy gaan haal hom, en toe hy so aankom, en hy sien vir ou Dawid, toe lag hy so lekker, hy sê, oh God is funny. Nee? God het 'n sin vir humor. Maar, hy het gesien wat is in Dawid. Wat was in Dawid? Daar was sterk geloof in God. Hy het 'n beer en 'n leeu verslaan in die naam van Jesus. Julle toe hy daai reus verslaan, hy het nie omgegee oor hoe groot is die reus nie. Hy het daar aangekom gesê, maar hoekom laat julle hierdie ou julle so uitjou? Hoekom laat julle dit toe? Ons God is mos groter. En hy wil sommer net gaan om daai ou aan te vat. Die koning sê, nee, broer, jy kan nie, jy moet maar eers my wapenrusting aantrek. Maar nee, dis te groot en te swaar. Hy sê, nee, ek kan nie met hierdie goed gaan nie. En hy haal dit af, en hy gaan, en hy hardloop na daai reus toe. En hy sê vir hom, jy kom met 'n stok en 'n spies na my toe, maar ek kom na jou toe in die naam van Jesus Christus. En hy swaai daai velletjie van hom, en hy slat hom perfek op die plek waar dit saak maak. Hy het nie gewonder of moet ek nie. Hy het nie gevrees nie. Hy het dit onmiddellik gedoen, want hy het geweet, God is groter as Goliat. Ons is geneig om ons probleme te vat en groter as God te maak. Nee? Ons maak ons probleme groter as God. En ons vergeet, God is groter as die probleem. Ons moet nie eers na ons probleme kyk nie. Ons oë moet net gefestig wees op God, want hy gaan dit vir ons uitsorteer. Hy doen tog altyd. Of ons nou twyfel en of ons nou geloof het, hy haal ons daar uit. Want sy liefde en sy genade is te groot. Jy is gekies en jy is geroep en dit is jou tyd. Daar's geen ander tyd as nou nie. Moenie dat mense vir jou kom sê jy is nie goed genoeg nie. Moenie dat jou verlede langs jou kom staan en vir jou sê, hey, jy onthou wat het jy gister gedoen, nee, lekker gelieg. Nee, moenie dat dit jou ooit afsit nie. As God jou wil gebruik, gaan hy jou nou gebruik. In die situasie waar jy is, gaan hy vir jou gebruik. Dis wat hy wil hê. Jy moet net sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Geef vir my die geloof wat Esther en Dawid gehad het, wat Mordegai gehad het, dat jy 'n generasie, 'n hele volk kan red. Ongeag van wat die politici sê, ongeag van wat wie vir jou sê, wat kerke sê, wat ek in hierdie week praat ek in Pastor JJ en ek sê vir hom, waar God se gees is daar vryheid. Maar kerke het soveel reëls en regulasies, dat die mense nie meer weet, hulle is so vasgevang, hulle kan nie meer vry wees in God nie. En ons word geleer om stil te sit en styf te wees en nie ons hande op te steek nie, want nou steek ons dit te hoog op en dan hou die pastoor nie daarvan nie. Of nou, waar God se gees is vryheid, mense. As daar vryheid is, kan jy dans, jy kan jubel, jy kan kom sing, jy kan musiek maak, jy kan doen wat God op jou hart lê, want daar's vryheid in die huis van God. Moenie laat die vyand jou vasbind nie, met enige iets nie. Moenie laat hy vir jou vertel, hoorie, op een skrifgie, dis wat die woord van God sê nie. Gaan maak jou eie Bybelstudie. As enige iemand ooit 'n woord bring, gaan vat jou Bybel en gaan kyk na die tyd en maak seker dat dit wat hulle sê daar staan en reg is. Vra vir die Here, Here, is dit wat U vir ons wil gee? Want dit is maklik om mense te manipuleer met die woord van God. En ek wil vandag vir jou sê, moenie in daai struik val nie. Moenie jou roeping nie volstaan nie, omdat jy vasgebind is met tradisies. God het juis aarde toe gekom om die tradisies te verbreek. Hy het dit kom breek.
Hy het op die Sabbatdag mense gesond gemaak wanneer hy nie moes nie. Hoekom? Want hy tradisie kom verbreek. Hy het vir ons kom wys, hierdie tradisies wat julle so vashou met ketTINGs, moet nou gebreek word. En ek wil vra dat julle julle oë sluit. Ek wil vir ons 'n gebed doen. En maak hierdie gebed jou eie vanmôre. Sê Here, ek is hier vir my roeping en ek gaan in my roeping instaan, want dit is wat U van my verwag, dit is wat U van my wil hê. Net soos Ester gehoorsaam was, gaan die Here nou vir julle elke ene gehoorsaam maak in jou roeping. Here Jesus, gee vir ons die moed van Ester om op te staan vir die waarheid. Here, gee ons 'n sterk geloof sodat ons nie vrees in die donker tye nie. Laat ons weet dat U ons geplaas het in hierdie tyd vir 'n spesiale doel. Skenk ons bonatuurlike krag aan elkeen wat swak voel, Here. Bring redding en uitkoms waar mense vasgevang is. Laat U hand van genade sigbaar wees in elke moeilike situasie en saak in elkeen van ons se lewe, Here. Here, help ons om die verlede heeltemal agter te laat. Maak ons gedagtes vry van ou seer en skandes, mislukkings, Here Jesus. Laat ons 'n nuwe hoop vandag in ons harte kry met 'n nuwe dag, Here. Dat U ons sal oplig, Here, ver bo enige omstandighede. Dat ons ver bo anders sal gaan, Here, soos op die arende se vlerke, Here Jesus, soos wat U ons oplig. Dat mense sal verbaas staan in dit wat U vir elkeen van ons doen in elkeen se situasie. En dat ons volgende week sal terugkom met 'n getuienis oor dit wat God vir ons gedoen het. In Jesus naam. Amen. Dankie, Here. Amen.